van die vraestel en hulle het dit laas jaar gevra, so ek weet wat hier aangaan. Kyk, lees gou die vraag weer, dit sê: wat is die drywing van 'n pomp wat 12.000 liter water per uur teen 'n konstante snelheid pomp tot 'n vlak van 18 meter bo die pomp? En ek het vir jou gesê jy kan hom op twee maniere doen. Ek dink Anke, dit was haar vraag. Sy het gesê sy wil daai manier kies, so ek vir jy kan dit ook so doen. Okay. So wat is hierdie manier? Ons kyk na die krag, so die snelheid, wat is die drywing van die pomp? Okay, so ek soek daai krag van die pomp. Dis hoekom ek nie netto krag daar het nie, maar die krag van die pomp. Want ek wil die drywing van die pomp weet. Okay, so het ons hierso gekyk, omdat hulle sê dit beweeg teen 'n konstante spoed, en ons gaan nou hier aanneem, hier's geen wrywing nie. Hulle moes eintlik gesê het 'n wrywinglose stelsel. Is die krag van die pomp moet gelyk wees aan die massa of die gewig van die water, want dit beweeg teen 'n konstante spoed. So hierdie twee moet gelyk wees aan mekaar. Okay, wat is die gewig van die water? 12.000 maal 9,8. Hoekom dit? Want as dit 12.000 liter water is, dan is dit 12.000 kilogram water. Okay, so dan weet ons wat is die krag van die pomp. Die afstand wat hy beweeg is 18 meter en die tyd sê ons, dit is in 1, hulle sê per uur, so ons vat 1 uur. As ons gevat het 1 sekonde, dan moes ons daai kilogram verander het na 1 sekonde se kilogramme. Okay, so as jy daai dan gedeel deur 3600. Okay, goed, so as ons waardes daar insit, dan het ons 12.000 maal 9,8 en die afstand is 18 meter en die tyd daar is 3600 sekondes. En Henk lyk of hy op het is vandag. Sê weer? 588 wat? Dit is wat. Okay. Nou wil ek gou vir jou die ander manier ook wys. 18. Okay. Ek wil dit vir die ander manier ook wys, want wat hulle kan doen in 'n multiple choice vraag partykeer, dan gee hulle nie vir jou die antwoord nie, maar hulle gee vir jou sê net maar daai. Hulle is soos die waardes ingesit. Okay? So, dis goed dat jy hierdie metode weet, maar ek wil vir jou hierdie metode ook wys net. Nou, hoe kom ons by hierdie metode uit? Onthou, daar is nou die krag, nê? En die water word opgepomp. Daar's X. So as ek wil weet wat is die arbeid as gevolg van F, dan sit F delta X kos theta. Okay? Wat is die hoekie tussen die krag en die verplasing? 0 grade. Wat is kos van 0? 1, né? So dan is dit basically F delta X. Die arbeid verrig deur hom. Want hulle is in dieselfde rigting. Die pomp die water in die rigting van sy beweging. Dis hoe ons van daar af soontoe gaan. Want die arbeid verrig is die krag maal die verplasing. Die arbeid verrig is die krag maal met die verplasing. Maar wat is arbeid ook? Arbeid is ook die verandering in die kinetiese energie. Want hierdie is 'n nie-konservatiewe krag. Dis 'n kontakkrag. So die arbeid verrig deur die nie-konservatiewe krag is die verandering in die kinetiese energie plus die verandering in die potensiële energie. Dis 'n formule wat ons al die hele tyd gebruik het. So as ek kyk na die arbeid as gevolg van die nie-konservatiewe krag, as gevolg van die krag van die pomp, is dit ook die verandering in die kinetiese energie plus die verandering in die potensiële energie. Okay, so dis hoe ek by daai formule uitgekom het. Nou sê net maar ek gaan hom gebruik. Dan gaan ek hê 0 plus, hoekom sê ek 0? Hoekom is die verandering in kinetiese energie 0? Want hy beweeg teen 'n konstante snelheid. So sy beginsnelheid en sy eindsnelheid is presies dieselfde. So die verandering in sy snelheid is 0. Okay? So 0 is gelyk aan die verandering in potensiële energie. Die massa is 12.000. Wat is dit nou weer is mgh. So is 12.000 maal, ek gaan net inzoom hierdie kant, maal 9,8. Die hoogte wat hy gaan is 18 meter minus 0. Hoekom sê ek minus 0? Want hy gaan van die grond of van die hoogte van die pomp tot en met 18 meter. So sy begin is 0, sy hoogte, en sy einde is 18 meter. So is minus 0 oor die tyd van 3600. So as jy so na die formules kyk, is hierdie en hierdie presies dieselfde formule. Okay, so jy gaan ook kry 588 watt.
Is julle reg? Okay, goed. Dan, die van julle wat nou hierdie boekie het, kan hom oopmaak. Die van julle wat dit op julle selfoon het, kan dit oopmaak. Maar nou net nie jou WhatsApps of statuses kyk en daai tyd nie. Ek is op bladsy 62. Bladsy 62. Ons het nog glad nie vraestelle hier uitgedoen nie, né? Seker reg is nie. Bladsy 62. Ek wil baie graag vraag 18 en vraag 19 vandag doen. Vraag 18 en vraag 19. Saam met julle. Okay. Nou, dames en here, wanneer jy gaan leer vir wetenskap, gaan jy onder druk gaan leer, né? Want jy weet as jy die wetenskap lab instap of ag 'n lab eksamen instap, dan jy kry net 'n hartkloping, jy slaan so koue sweet uit, dalk begin jou maag te grom en nie lekker voel nie. Ken julle almal daai gevoel? Van wetenskap skryf ek en hom. Okay. So, dit is omdat jy nie onder genoeg stres leer nie. Okay, nou sê vir my juffrou, jy verstaan nie, ek stres as ek leer. Jy stres want jy ken nie die werk nie, dis nie wat ek bedoel nie. Wat ek bedoel is onder tyd stres. Okay? So wanneer jy gaan leer en ou vraestelle doen om te gaan leer, luister jy. Dan as hierdie vraag byvoorbeeld 14 punte tel, dan sit jy vir jouself 'n timer op en dan sê jy vir jouself 14 minute. En jy doen dit onder 14 minute en dan as jy klaar is, dan gaan kyk jy eers aan die antwoorde en of jy op die regte pad was. Okay. Goed, so jou opskrif is eksamenboekie. Eksamenboekie, bladsy, wat het ek gesê? 62, vraag 18. Eksamenboekie, bladsy 62, vraag 18, sodat jy weet waar om die memo te gaan kry, want onthou, in hierdie boekie is daar net die antwoorde agterin. Dus nie, wys nie vir jou die proses nie. Okay. Goed, so kom ons kyk gou, hulle sê vir jou daar. 'n Krat met 'n massa van 18 kg aanvanklik in 'n rus gly, soos geen toegepaste krag, teen 'n wrywinglose helling af van punt A na punt B. So daar gly daar af. Die krat beweeg dan oor 'n ruwe horisontale oppervlakte, wat beteken daar is wrywing, vanaf punt B na punt C. Punt A is 3 meter bokant die horisontale oppervlak, sien die diagram. Okay, goed. So, heel eers gaan jy vir jouself hierdie prentjie gaan oorteken. B, C. Okay, hierso sê hulle vir jou is 3 meter. Hulle sê vir jou hierso, die snelheid is 0. Want hulle sê vir jou hy is in 'n rus. Nee? Hulle sê vir jou hierso is 'n blokkie. En hulle sê vir jou die massa is, ek dink dit is 18. Ja, 18 kg. Okay, hierso is wrywing. Right. So, jy gaan nou vir jouself hierdie ding opbreek in 2 scenario's. Hierso is dit 'n diagonale beweging en daar's geen wrywing nie. Watter wet gaan jy gebruik? Diagonale beweging en geen wrywing. Geen wrywing? Ja. Jy het gister 'n toetsie oor geskryf. Die behoud van meganiese energie. Ag jy net tog. Die behoud van meganiese energie. En dan by BC is daar wrywing. Okay, nou as ons dink in energie aspek. So ons kan obviously dink in Newton se wette, bewegingsvergelykings, lineêre momentum, maar ons is in die energie hoofstuk, so dan gaan ons dink aan die arbeid-energiestelling. Arbeid-energiestelling. Okay. Nou lees ek die vraag. By vraag 18.1 sê hulle vir jou:
Stel die beginsel van behoud van meganiese energie in woorde. So daar is jou clue of jou confirmation dat jy op die regte pad is. Okay? Sy weer, gee vir my die behoud van meganiese energie in woorde. Nee. Nee, dit is 'n geïsoleerde stelsel. Die totale meganiese energie is in 'n geïsoleerde stelsel bly konstant. Ja. Die totale meganiese energie in 'n geïsoleerde stelsel bly konstant of bly behoue of wat ook al. Goed, 18.2. Vra hulle vir jou. Deur slegs energiebeginsels te gebruik, bereken die spoed van die krat by punt B. So onthou, as hulle eers vir jou 'n definisie vra en dan 'n som vra, dan beteken dit 99% van die tyd gebruik daai definisie vir die volgende som. So hulle sê vir jou jy moet daai behoud gaan gebruik om uit te werk wat is die spoed daar by B. Okay, so ons het die meganiese energie by A is gelyk aan die meganiese energie by B. Mag jy dit so gaan skryf? Linden. Nee. Hierdie beteken die som van die massa van A. 18. Nou. Okay, so hierdie mag jy nie gaan skryf nie. Dan wil ek weet, Frederik, wat is meganiese energie? Soos wat skryf ek daarna, daaronder? Okay, gaan nog gaan. Potensiële energie plus kinetiese energie en onthou, jou voetnotas is super belangrik. Soos ek mos gister daai moderering gehad, omdat die skool vroeër toe gemaak is, ek was laat geweest. En hulle wou punte aftrek, maar ons het beklei, maar hulle wou punte aftrek. Ek onderbreek myself nou heeltemal. Watter formule is korrek? De ondersteun. Die is op jou datavel. As jy hierin gaan neerskryf einde matriek, gaan dit verkeerd werk. Okay, jy moet elke voetnota en goed dingetjie bo en alles moet jy neerskryf, soos wat op die datavel is. Ook in Maart het hulle vir jou gevra, teken die struktuurformule van die funksionele groep van die karboksielsure. Okay, ek weet nie of julle enigstens iets kan onthou nie, maar nou wil ek weet watter een of meer is korrek. Kijk, ons maak jullie nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Ik wacht iets om te strippen. Sê weer? Nummer 1 is korrek en nummer 4 is korrek. Okay. Nou hoekom is nommer 2 nie korrek nie, want daar's nie 'n streepie tussen die O en die H nie en die struktuurformule met elke liewe streepie wat kan wys moet wys, daar gaan ook moet wees. En hierdie een is verkeerd want daar is 'n ekstra H in wat beteken dat jy is op pad om te skryf etanoosuur. En daar's 2 H's. Okay. So dan wou daarvoor ook punte afgetrek het. Goed, dan wil ek nou daaraan dink. Okay, so moet elke liewe voetnota wat jy kan neerskryf. Henk, wat is potensiële energie? Wat is die formule vir potensiële energie? Ardu, wat is die formule vir potensiële energie? MGH en vir kinetiese energie? M? Nie versnelling nie. Snelheid V². Ja?
Nee, jy hoef nie. Nee, jy hoef nie. Okay, goed. Nou wil ek weet by jou, Pieter. Geef my die waardes wat ek hier gaan moet invul. Het jy die vraag ook voor jou of nie? Nee, toe maar. Hierso is hulle. Mm. Ja. 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 No. Nee, man. Wat is aan die regterkant? Waar is ons aan die regterkant? By B. Okay, so ek sta by B. Mhm. 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 Dis ook wat sy snelheid. Okay. Die gaan net jou ingevul. 7,67 meter per sekonde. Wat is die vraag? Die vraag is bereken die spoed. Okay. Iemand 'n vraag daar, is iemand ergens verloor? Right, nou vra hulle vir jou by die volgende vraag. 'n Konstante wrywingskrag van 40,6 Newton werk op die krat soos dit van B na C beweeg. Okay, so ek gaan terug na my prentjie toe. So hierso is daar 'n wrywingskrag van 40,01 dink ek. Nee, 40,6 Newton. Okay. Goed. Nou sê hulle vir jou, die krat kom tot rus by punt C. So die snelheid daar by punt C is 0. Die snelheid hier het ons uitgewerk is 7,67. Okay. Henry, nou vra ek vir jou. Stel die arbeid-energiestelling in woorde. Hoeveelste week van skool is hierdie? Hæ? Derde, nou denk ek nie. Nee, dit is... Nee, is nie dit nie. Die arbeid-energiestelling. En dan, en wie wil ek weet wat ons volgende moet doen? Ja? Die netto arbeidgewerk op 'n voorwerp is gelyk aan die verandering van die energie van die voorwerp. Onthou, elke formule gaan met 'n definisie. Wat moet ons volgende doen? Die netto arbeid verrig op 'n voorwerp is gelyk aan 'n verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. Ek punt 3, sorry. Voordat ek die volgende vraag doen, wat moet ek doen nou? Ja, is seker, maar reg, maar wat moet ek teken? Al die kragte wat inwerk. Al die kragte wat op hom inwerk. Ja, okay, so doen asseblief vir my dit. Okay, dit is wrywingskrag wat links na links op kan werk en dan is dit Fg wat afwaarts van die aarde werk. En dit is al ook 'n normaal krag wat Okay, nou in hierdie hoofstuk moet ons nog twee goeders hierso doen. Wat moet ons doen? By hierdie diagrammetjie wat jy geteken het. maar die hoekies en die verplasing. Okay, so heel eers wil jy die wys waar is die verplasing? Verplasing daar is? Reg. Okay, so ek gaan ons nou uitfigure en dan is daar nog een ding wat jy moet doen. Ja, highlight nie. Weet jy? Conservative en non-conservative. Sê wat is konservatief en nie konservatief. Nie konservatief, nie konservatief,
konservatief. Okay, goed. So nou vra hulle vir jou by vraag by vraag 18.4 vra hulle vir jou deur slegs energiebeginsels te gebruik, bereken die afstand wat die krat van punt B na punt C toe beweeg. So hulle wil weet wat is daai X wat hy beweeg. Okay, hulle sê net energiebeginsels, want jy kan enigiets anders ook gebruik. So jou keuses is nou hierdie formule of hierdie formule. Watter een kies jy, Leandri? Die nie kontak, wagte. Okay, onthou, dis nie kontak nie, né? Okay. Non-conservative is die verandering in die kinetiese energie plus die verandering in potentiële energie. Okay, so sy kies hom. So ons het 2 van hulle. Okay. So jy hoef nie elke liewe een van hierdie stappies te wys nie. Soos die stappie wat ek nou doen, hoef jy byvoorbeeld nie te wys nie. Okay. As ook die stappie wat ek nou doen, hoef jy nie te wys nie, maar dit maak die lewe vir jou baie makliker. As jy kan kophou. Okay. Die deel wat hierdie vraag, ek wil sê, onnodig moeilik maak of vir julle moeilik maak, in 'n toets of eksamen, is julle sit julle minusse en plusse op die verkeerde plekke. Okay? Tussen hierdie 2 goed is 'n plus en verandering beteken minus. So daar moet final minus initial, final minus initial. Okay, so nou gaan ek my waardes gaan invul wat ek het. Ek sien hierdie is 40,6. X wil ek gaan uitfigure wat dit is. En wat is daai kos? Wel, dit is tussen wat? Dit is tussen FK en X. So tussen X en FK is daai hoekie 180 grade. So kos 180 grade is gelyk aan 1/2. Die massa is 18. Sy finale snelheid is 0, want hulle sê hy kom tot rus. Kwadraat minus 7,67 kwadraat. Plus die massa is 18. Maal 9,8. Maal met 0 minus 0. Okay, jy hoef glad nie daai hele ding in te vul nie. Jy kon eintlik net gesê plus 0. Maar daar was geen verandering in hoogte nie. Okay, ammonie is op het. Maar jy vertrou haar nie. Jy tik dit ook in jou sakrekenaar in wat al uit is nie, Ardo. Diana, is jy sakrekenaar uit? Ja, blikkie sal gehad hy. Ja, ammonie is jy klaar? Ja, wat kry jy? Sê weer? Jo, het voel vir my dis te groot. Ja, is reg. Is dit reg? 13,04. En jou eenheid? Nee. Dit is regtig so lank. Dit is helemaal reg. Okay. Goed. Nou sê hulle vir jou 18.5. Vra hulle vir jou, die hoogte van die baan word nou verlaag sodat punt A by vertikale hoogte kleiner as 3 meter is. So hier by ons prentjie sê hulle vir jou, jy begin nou nie meer by 3 meter nie, jy begin nou 'n bietjie laer dat hy daar is. Okay? Dieselfde krat word nou weer vanaf punt A losgelaat. Hoe sal die afstand wat hy daar beweeg oor die horisontale oppervlak totdat hy op stilstand kom verander? Skryf slag groter as, kleiner as of gelyk aan, verduidelik jou antwoord. Gina, wat sou jy sê? Okay, nee, jy gaan jy common sense gebruik, want jy het hom. Jy is nou nie meer daar 3 meter hoog nie, dat jy die krat laat val nie. Jy is nou hier, so kom ons sê jy is by 2 meter. Nou laat val jy om daar. Gaan hy so vinnig daar by punt B beweeg? Hoekom nie? Weet jy van...
die potensiële energie daar is minder as die potensiële energie daar, né? So minder tyd of die hoogte wat hy beweeg het is nie so ver nie. So sy snelheid hier gaan nie so baie wees nie, dit gaan minder wees. So gaan hy verder beweeg as punt C, gaan hy nader beweeg, gaan hy dieselfde afstand beweeg. Hoekom? Want hy het minder spoed om mee te begin. Okay. Goed, so die vraag tel 3 punte. Okay, so ons eerste antwoord wat ons gesê het, daar is kleiner as. Okay, so nou het ons verwys na 2 formules tegnies. Ons het gesê, as hoogte verklein of kleiner word of laer is, dan is die potensiële energie by A minder. Okay, so as A verklein is die potensiële energie by A minder, soos verwys hier na formules, ek verwys na MGH, spesifiek hierso. So, dit wil sê, die kinetiese energie by punt B, of sy spoed by B, is kleiner so dit wil sê dat sy momentum om by C te kom is te klein of sy spoed is te klein of ja, gaan eens ver bewegen. Verwijs naar moment. Oké, so jy kan sien weer, omdat ons 2 scenario's het, het ek het scenario vir scenario gevat, opgebreek en na formules of konsepte verwys, wat sin maak vir my. Is julle met my? Ja? Oké. Goed, dan wil ek doen vraag 19. Die volgende bladsy. So, vraag 19 op bladsy. Wat is fout? Joh, dis foon is op loud. Zet hom iets sagter. Okay. Goed. So, hulle sê vir jou daar. Okay. Hulle sê vir jou jy daai prentjie. Ek gaan verder lees. Krag F word toegepas in 'n hoekie van 30 Newton. Hulle sê vir jou by A is hy aanvanklik in 'n rus. So daar by A is hy in 'n rus. Sê hulle sê vir jou 6 kg. Is jy besig om die prentjie oor te teken? Hulle sê vir jou vanaf A tot B is daar 'n konstante wrywingskrag. So daar's ons wrywing obviously in die teenoorgestelde rigting van beweging en hulle sê vir jou dis 10 Newton. Die afstand tussen A en B is 1.5 meter en dan sê hulle vir jou die spoed hierso by punt B is 2 meter per sekonde. Okay, nou vra hulle vir jou, Rieke, sê wag ons so lank vir jou vraag. Sy vra, definieer die term arbeid verrig deur 'n krag. Okay, wag net gou, as jy dink in simbole, wat is 'n simbool gaan by arbeid? W. En as jy arbeid verrig deur 'n krag, wat is sy formule? Om W uit te werk. Net gewone W. Nee. Dis op bladsy 1, die heel eerste bladsy van hierdie hoofstuk. Sien op jou foon, Dian. Ja, Rikus. F delta x kos theta, né? Dis dit wat op jou nog staan. Okay. So as hulle vir jou vra, as jy arbeid verrig deur 'n krag, dis hier die formule.
En hierdie formule gaan saam met 'n definisie. Dis die krag wat op die voorwerp inwerk maal met die afstand wat die krag op die voorwerp inwerk en die hoekie tussen die krag en die verplasing. Nee? Okay. Asseblief gaan leer die definisies. Volgende ene. Teken 'n benoemde vrye kragte diagram en toon al die kragte wat op die krat inwerk terwyl dit beweeg. Okay, dit al 4 punte. Gooi my met daai kragte. Amorey? Ja. F1 loop reg met die oppervlak. Ja. Wrywingskrag links Mhm. en hy beweeg regs. So die toegepaste krag teen 'n skynsel. Tenniskuise. Okay. Gaan jy hom opreken sy komponente? Nee. Okay, vir die punte, vir jou 4 punte los jy hom net so. Vir jouself langsaan gaan jy nou gaan sê goed, so hierdie is FG, hierdie is normaal, daar is FK, daar is die toegepaste krag. Wat gaan jy verder doen, Anke? Konservatief is of nie. So normaal krag is nie konservatief, toegepaste krag is nie konservatief, wrywingskrag is nie konservatief en gravitasiekrag is konservatief. En wat gaan jy nog doen, Bylin? Een ding wat jy moet bydoen. Die rigting waarin hy beweeg, so daar gaan hy X. Dis nie deel van my kragte nie. Dis apart, dis met 'n ander kleurpen. Dis vir nou vir my vir die hoekies. En terwyl ek sommer nou dink aan hoekies, gaan ek sommer nou net sê ek dink daai prent is 30 grade. Okay, so daar is vir myself en die een links is vir punte. Okay, 19.3 sê hulle vir jou. Gebruik slegs energiebeginsels om die grootte van krag F te bereken. Okay, hierdie is 'n vraagtel 4 punte. Aan jou maak skets uit go. Go. Gebruik slegs energiebeginsels. Jy moet F bereken. Nee mag. As ek nou daai W net is gelyk aan die verskil in kinetiese energiepad, hoe dui jy dan normaal krag aan? Ek weet hy gaan nou weer. Is 'n W en Wn? Ja. Wag, laat ek net gou jou stap. Ja, jy het 2 minute oor.
Is jy klaar, Pieter? Is jy klaar? Is dit reg? Amorei het iets van ja. Ons is nou by Dian. Dian, wat het jy gekry? Nee, oukie. Nee, nou kopie jy net my goeders. Wat het jy gedoen? Waar het jy vasgehou? Hoekom sukkel jy? Wat is die begin? Wat is die formule? Nee, ek het die formule reg gehad. En toe? Nee, dit is nie doen. Jy teruggeblaas, blaai na die vorige vraag toe, na jou notas toe. Ek het nie. Jy het. En toe? Nee, blikkies, ou. Ja. Kan jy my dalk net sê hoekom is F en nul? Want die hoekie tussen die normaalkrag en die beweging is 90 grade. Maar kos nul. Ja. Nee, kos is 90 grade. Ja, dan kry jy. Reg hier nou, ja. John, Harry, wat jy gekry? Sê weer? 7,9 Newton. 20,79 Newton. Waar is 7,78? 785? Nee, 7... Jy het ergens afgerond. 7,84. Jy het ergens aan afgerond, maar dis fyn nie, hulle sal vir die punt gee. Ja, Manrich? Want hierdie is tussen FK en X. X en FK. Chap. Nog 'n vraag? Kyk. As jy die ander formule gebruik het, dan moet jy presies by dieselfde antwoord uitkom. Okay. Nou vra hulle vir jou by 19.4. 'n 2 kg voorwerp word in die krat geplaas. Okay, so nou het jy nie net meer daai 6 kg blokkie nie. Hulle sê vir jou, jy sit nou nog 2 kg by daarso. Watter uitwerking sal dit op die arbeid hê wat deur dieselfde krag F verrig word? So hulle vra vir jou, watter uitwerking sal dit deur op hom hê? Okay, skryf slegs toeneem, afneem of bly dieselfde. Nou kom ons kyk gou. Die arbeid verrig deur F is F delta X cos theta. Okay? Hulle het die massa van die stelsel vergroot. Maar het dit F vergroot? Nee. Het dit X verander? Nee. Het dit die hoekie verander? Nee. So op hierdie ding het dit geen effek nie. Dit bly dieselfde. Het dit effek op sy snelheid? Verseker effek op sy snelheid. Het dit effek op sy wrywing? Ja, dit het effek op sy wrywing, maar dit is nie die vraag nie. Die vraag is, wat het effek het dit op die arbeid deur dieselfde krag F? So net op daai het dit geen effek nie. Okay, bly dieselfde. Daai ene gaan nie verander nie. Want F het nie verander nie. Niks van daai het verander. Nee, hulle het nie F verander nie, hulle het die massa van die blokkie verander. Die massa word meer, dan kon jy meer krag om ons te trek. So Ja. verander. Ja, as jy op dieselfde spoed wil laat beweeg. Maar hulle sê niks daarvan dieselfde spoed nie. Hoor jy my?
Okay? So dieselfde krag, hulle het net die voorwerp verander. Niks het hulle ja, die spoed het hulle nie verander nie. Alright.